Dokter, ek is 'n kroniese pasiënt, soos jy weet. Ek het hoë bloeddruk en ek het suiker. En nou hierdie laaste ruk het ek gewig aangesit. Dokter het seker gesien, maar julle manne wil nie vir 'n mens sê as 'n mens vet geraak het nie. Ek het gevoel ek het 'n bietjie gewig aangesit. En dan soggens voel ek so naar. En dan die soeibrand smiddag, wie jy op tot die boon my keel. Nou, dis wat my bekommer het en wat my nou vermoor hier het. Mevrou, kyk, dit klink vir my verskriklik bekend. Maar kom lê hierso, dit klink vir my julle was verskriklik besig ook. Hoe bedoel dokter, ons was besig geweest. Ons is mos groot mense. Nou doe ik maak je net gemakkelijk. Je bloeddruk. Bijna gemakkelijk zoals we doen. Net die bloeddruk. Kijk. Is die zeker iets geëet niet? Nee, dokter. Ou Nick is al bezig om myself goed vet te maken. Kijk net al net stil. Bloeddruk. Alright, gaat ons. Net een keer een watje maken, zo. Kijk, trouwens niks. En net vir my asemhaal in en uit, dat net die asemhaling hoor. Uit, in, uit, hierdie kant in, uit, dit klink vir my, of, is vir my iets vreemd nie. Nie voorkom julle was bietjie besig, kan ek net bietjie Het probleem komt net mee op. Ja, kon ons net Irene toets doen? Ja, dokter, ek het mos so vermoede. En ek is mos nou nie vandag sit jy, ek is 'n ou met. Ek het sommer my moorepus vir jou saamgedoen. Kyk nou so. Hulle sê die moorepus is 'n sterkpus. As jy my net illustreer, net die toets. Wat maak die jou nou so lang met my pus? Hy kan nou glad iets om my pus te koop. En die outreerige niks sal daar sit, hy sal nie kon kyk wat hy gaan nie. Dit probeer maar op dokter te kom. As dokter my so kyk as my senuwees staan. Mevrou Ludwig, ek het die goeie en ek het die slegte. Goeie is, jy is swanger. Dokter, ek is diskant 60. En wat is die slegte nuus? Die slegte nuus is presies wat jy daar sê. Jy is diskant 60 en jy is al so besig. Hierdie gaan 'n baie hoër risiko swangerskap hê. Dit gaan so erg wees, dit is of die baba, dit is of u, of van beide julle. So ek sal voorstel dat u met meneer Ludwig sal gaan gesels oor hierdie saak, en dit is 'n uiters ernstige saak wat julle moet bespreek. Dokter, is dit nodig dat ons nog weer moet terugkom nie? Ou niks sit die voor aan die wagkamer. So net hierso. Ja, jy kan ons sommer roep, want ons gaan nie nog volgende week weer taxi fare betaal. Die dokter stap in die spreekkamer binne. Hoe gaan dit Die leksie weer agtig. Want hy weet nie wat op te verwag in die kamer nie. Meneer Ludwig, daar is 'n ernstige saak wat mevrou Ketty met u wil gesels. Ek gaan julle 'n rukkie gee dat julle dit bespreek. My man, die siekte van my is mos altyd te verwag. Hey man, Ja, ek is swanger.
Jy gaan my nie vra hoe dat gebeur nie. Ek het nie gesê dat jy my helikopter nie. Jy was maar zo nie die eerste keer nie. Man, ek het ons het nou gekom, my man. Maar ek het nou nie gekom vir antwoorde en raad nie wat. Ek het gekom vir 'n bevestiging na die dokter toe. Toe het hy nou my swaar. Ek het maar vandag se kindjie man. Ek sê dit dan nou. Nou toe hier jou dokter nou my was getoets gekry. Nou sê hy vir my, omdat er nou so groot ouderdom is, sê hy vir my, dis of ek, of die baba, of ek in al twee van ons is. Maar my liewe man, ek het klaar besluit, ek gaan die kind hou. Ons gaan die kind hou. As ons die kind doen. Ja, ons hou weer die kind. Ons hou weer die kind. Ja. Groot mense. Het julle tot besluit gekom? Ja, daar toch. En die besluit is? Dokter, ons het besluit, ons gaan hierdie kind hou. Want ek gaan regtig, ek wil nie bloed op my hande hê, dokter. Ek respekteer dit. So begin die skaduwee van die dood oor 'n ongebore baba. Ek respekteer dit, maar hierdie is baie hoë risiko. So terwyl ek daar agter was, het ek die navorsing gedoen en vir die medikasie gekry moet kyk. Maar ek wil graag hê u moet my weer kom sien, maar in hierdie tyd moet u bietjie by die lyn wees. Alleen. Daarvoor word gekend daar as die medikasie wat ek hier voorgeskryf het. En asseblief kyk na julleself, meneer Rudy, kyk asseblief nie agter haar nie, na haar. Kyk die glimlag. Dokter, asseblief my pas teruggeef my wat ek nou moet doen. Ek kan nie my pas hier los nie. Ek kan nie pas hier. Die mense kon dit sal ek dit kry nie. Asseblief. Wat wil jy doen met pas? Wat moet my pas? Daar kom ek kyk, ek moet net my hande gewys as ek klaar. Baie dankie. Kyk die glimlag. Ek vat Nikkie se hand terwyl hy huis toe stap. Katie en Nikkie kom by die huis met gemengde gevoelens. Bekommerd, tog opgewonde oor die nuus. Nikkie kan nie wag om die nuus aan sy suster Myna oor te dra nie. Hy stap die huis binne en kry Myna in die kombuis, terwyl Katie in die sitkamer wag. Wat gaan aan? Verwacht het! Je moet elke keer die boot gaan op je grond, niet op je kop. Kijk die, op hierdie ouderdom, zwanger. Wat? Is dit die Louis familie en die schande? Wat gaan die mensen zeggen? Je praat niet zo met mijn vrouw, man. Op jullie ouderdom moet jullie kennis geschreven, niet kennis gemaakt. Je praat niet zo met mijn vrouw. Wat je daar? Katie kyk skaam af met gemengde gevoelens. Respect op die ouderdom. Je moet oppassen waar je praat, hè? Jullie speel met mijn dranktijd. Je mag gaan, man. En er niemand zegt van mij goeie die jullie rondom op dit. Niemand zegt van mij van zwangerschap. Moet je moet opbouwen, joh? Ja, my man, na al die jare gooi die Ludix my uit soos veel water. Ach, moet hoor, mijn vrouw. Die spanning raak ongemaklik en stil. Nikkie verlaat die vertrek, kyk die sak op haar knieë. Sy begin bid en huil. God van Abraham.
kop. Here, U het toegelaat dat ek swanger word. Here, Jesus God. We gaan toelaat dat de geboorte aan die kant, Here. Here, sy geboorte sal ek hom aan U toe vertrou. Dat hy sal dien vir die res van sy lewe. Daar Elisabeth het oorlog verklaar teen die vyand. Het Satan en die kind gehad wat voor hy gebore was. Bijna. Tijdens die geboorte lê Katie op die bed en skree van die pyn. Sarah en Susie, die op daardie oomblik op pad huis toe is vanaf die bedier. Hallo suster Katie. Dankie, jy is so gauw gekom. Hy het vreselike pyn. Sarah en Susie storm die kamer binne. Hulle bring warm water, handdoeke en alles wat nodig is vir die geboorte. Suster Katie. Ons weet, jy kan dit vandag en geboorte gee aan hierdie kind. Suster Katie. Suster Katie. Suster Katie. Suster Katie. Suster Katie, kom. Kom bly Suster Katie, ons weet. Jy kan dit doen met jy maar. Ons weet, die Here is in hierdie saak. Kom, Katie, Katie. Suster Susie, ek praat met Suster Katie. Ek praat met die Here. Kom, ons gaan. Suster Katie. Nikki kom die kamer binne, week en bekommerd. Vat net die onmiddellik weg en maak die pyn nog erger. Die kamer is gevul met spanning, gebede en hoop, terwyl die oomblik van die geboorte al nader kom. Suster Katie. Suster Katie, Hierdie kind is in U hande. Ek groet die Here lewe vir hierdie kind. Here red vir Katie, red hierdie dame in die naam van Jesus. Ek sê in die naam van die Here Jesus. Ek bid nou, liewe Here, ja vir Katie, om geboorte te gee aan hierdie kind. Here, my vertroue is in U en ek glo dat U sal vir Katie hierdie Here. Ek spreek vir volmaakte geboorte in die naam van Jesus. Ek sê in die naam van die Here Jesus. Here, dankie. Dankie Here vir volmaakte geboorte in die naam van die Here Jesus. Here, ons Here, Here, ons aanbid U. Ons Here, dankie Here. Dankie Here vir hier geboorte, liewe Here. Dankie Here, U het vir Katie hier gedra. Baie dankie, liewe Here. Die lof, die eer, die aanbidding kom Jesus. Baie dankie Here. Dankie Here. Is dit die kreet van 'n toekomstige moordenaar of 'n toekomstige prediker? Natalie is gebore.
Dudley se ouer broer vir wie hy groot respek gehad het en wat vir hom 'n vaderfiguur was, omdat sy pa vir hom meer van 'n oupa was, het spoorloos verdwyn. 8 dae later het hulle die liggaam van sy broer in die water by 'n nabygeleë rivier gevind. Tydens die begrafnisdiens staan die kus in die voorvertrek van die huis. Familie, naasbestanders en gemeenskaplede is in die voorvertrek tydens die diens. Na die slotgebed stap Dudley na die kus en staan en staar daarna, terwyl mense stadig begin uitstap. Skielik breek hy en huil. Hy wil met sy broer praat, maar die woorde wil nie uitkom nie. Hy kyk op na die hemel. Swart bloed en water loop by die kus uit. En Dudley drink die vuil bloed en verkoop sy siel aan die duiwel. Die Inca god het oorgeneem. Duisternis neem sy hart oor. Bloed loop by sy lippe af, terwyl hy die vertrek verlaat. Trane loop oor sy gesig af, en bitterheid neem sy hart oor. Here, red my gesuster. Vroue gaan wees word. En kinders gaan wees groot word. Here, red vir Dudley. Here, red hom. Here, kry vir Dudley in die hand. Hy het niemand gevrees nie. Die straat het hom the underdog genoem. Ander het hom Well of Shakes genoem. Maar die dorsnapte het sy hart oorgeneem. Hy sleep sy familie saam in pyn en donkerte. Katie het aanhou bid en glo. Here, red my kind. Kry Dudley in die hande, Here. Van maandag tot donderdag was Dudley rustig. Maar wanneer Vrydag aanbreek, was dit asof 'n monster binne hom wakker geword het. Dudley, Ek sit daar neer. Sit die voete daar neer. wat jy my nog rond. Ek sit die voete daar neer, jy. Respek. Hoor jy vir my? Daar's ander mense wat nie vreugde het nie by dit aan kry. Hoor jy my praat dat ek voel dit kom eers man. Ek is my kos so. Van maandag tot donderdag is jy heel rustig, maar op 'n Vrydag net jou kop verloor. Kyk wat rook jy nie. Daar het ek dit nie.
Weet jy wat? Ek weet nie so mooi. Wat het hierdie kind in jou gesien? Met jou daklappa. Maar wacht nog een beetje daar. Maar ons het vir my gehad. Ik zal niet maar nog voor jou wel zoeken. Like him really now. Sien jy dit dan? Van hierdie gemors. Ek en jou pa. Wat nee? Hoe jy nou bek man? Hierdie ding is baie onbesproken. Gaan ek vir jou buite en op jou Met my ma gaan jy recht praat hoor. Hy het jou maar is apart van jy. Dis met jou maar is tronkie sê. Wat sê vir my? Nou wat beteken dit? Sit hier so. Dreig jy my? Ek sit hier man. Ek sal nie sit nie. Ek weier om langs jou te sit. Ek voer jou en as jy nog onbeskof met my. Ons dit iemand anders. Maar al wat jy dan van my. Ons dit iemand anders. Ek vraag nie jou terug. Is dit iemand anders? Lyk het jou, lyk het jou, maar sou jy nou gevrede het as ek iemand anders gehad het? Ek voel in elk geval nie lekker nie. Wat weet jy? Normaal kun jy dit heel koopies hê. My maat moet sy jou onder skool aanmaak en vir jou te voer. Ek weet nie sê. Jy moet ons steek vir my. Jy gaan nie vir my so point nie. Ek staan na so. Jy gaan nie vir my so nie. Tati! Jy gaan nie vir my so dag nie. Ek was nie ook kan doen, hoor. Eers dan maak jy my dochter seer nou vir my. Wat is die dochter met dit te doen? Jy weet ons dat ek jy met ons dochter Jy gedoen. moet smeer. Ek moet nie maak nie. Jy van ons om my man sê. Jy moet sê dat nie so. Wat sê vir my? Wat gaan volgens respect? Wie jy nou weet nie ja? Ha? Ek sê jy moet net Moenie! Tati, los my! Een van sy gewelddadige inpaste het hy sy baba dogtertjie deur die venster gegooi. Sy skoonpa was by 'n vriend se huis en het gehoor hoe sy dogter huilend om hulp roep. Want Gatlie was weer besig met haar te beklei. Hy is 'n koelbloedige moordenaar. My kind, jy weet van beter af, maar nie die stuk sleg gemors nie. Hoe lang het ek nog gesê van die niks weer nie? Ek vrek vandag hier op die alley. Vrek, jy Ons man. het sien wie vrek vandag. Die is 'n man op vir jou druk. Jy wat so nie man. Hy gryp 'n paal en slaan sy skoonpa daarmee teen die kop. Die hom was so hard dat sy skedelbeen gebars het. Sy skoonpa val op die vloer en bloed stroom oor die vloer. Sy skoonma wie in die sitkamer gesit het, kom die vertrek binne. More blood! More blood! Is meer bloed! Die huis word vervul met vrees,
Niemand kon hom beheer nie. Dit was asof die donkerte sy lewe heeltemal oorgeneem het. Sy familie het gevrees word geroep. Darlene, Louis, 7653. Kom, miskien nog een. Jy wacht, jy wacht. Hoe ben je wacht? Kom. Dit tijd tikken later. Ek wys jy man. Hoe ben je? Kom. Loop nog maar staan aan jou voor de jongen. Kom. Kaartse van die jy. Nou, dan moet je de boel kom. Kom, Darlene. Wacht jy man. Wacht niet, man. Wacht. Wacht jy. Hoe ben je? Ik ga zo zeer, man. Nee. Laat my los aan te sien jy. Kom. Met kettinge om sy hande en voete stap hy stadig deur die lang tronkgang. 'n Tronkbewaarder loop agter hom. Op die vloer lê 'n klein praktytjie. Dudley buig af, tel dit op Wat is hij? en Ja, zo lees. op die kan lezen zo. Ja, dat is lekker. Kom, word Ek meteen maar. gaan man. Ek het skool gegaan jy. Nee, meneer. Hij weer aan de mond met mij. Hij doet niet. Eers jy. Kom. Dat die koning vir jou sal sê. Die vorige nag het die Here met Dudley gepraat. Maar Dudley ken nie die stem van die Here nie. Hy weet nie eens hoe om te bid. Nou, kom voor jou, meneer. En niet weer iets. Wanneer Dudley Lulik verskyn in die hof voor die magistraat en die staatsaanklaer. Die hof is doodstil. Niemand beweeg nie. Die spanning hang swaar in die lug. Die magistraat kyk na die staatsaanklaer. Ja, papa, ja, zie je het. Hold op. Het is van voornemen dat hij iets gaat. Die slot vertrouwen moet terug vandaag. Is die staat gereed? Ja, hier op afstand. Je mag maar voortgaan. Die staatsaanklaer kyk reg na Dudley. Kijk, dokter. Die staat versoek dat meneer Dudley Lulik die zwaarste vonnis verdient. Hij is schuldig aan 3 moorden, insluitende sy skoonpa. Sy dade was breed en emosieloos. Hy het kinders ontneem van hul ouers. Hy en selfs vroue van hul mans. Hy is 'n gevaar vir die gemeenskap. Kan die hof asseblief die zwaarste vonnis van meneer Lulik toedien? Yes.
Die Want hof, hy verdien die hangpak. Dankie. die hof lag ijskoud stil. Die hof het die staat aangehoor. Die verdediging het die namens die kliënt iets om te sê voor die hofbeslissing sal doen. Dudley se suster breek in trane uit. Sy hart klop uit die hof. Huilend, totdat sy die deur in mekaar sak en flou neerval. Dudley se pa sit met sy kop gebuig na die grond. Trane rol oor sy gesig. Die verdediging. Vir 'n paar minute heers daar stilte in die hof voordat die uitspraak gelewer gaan word. Die magistraat kyk na Dudley se prokureur. Ja, edelagbare. Ek vra dat die hof versagtende omstandighede moet in ag neem. Meneer Ludik, as nie net 'n beskuldigde nie. Hy is 'n man met 'n vrou en 'n klein dogtertjie wat haar pa nodig het. Moet daardie kind nou sonder 'n pa groot word? Ons moet ook kyk na hulle finansiële omstandighede. Hierdie familie gaan swaar kry. Meer as dat. Ja, voordat meneer Ludik aan hierdie hof aangestap het, was hy alreeds 'n gebroke man. Meneer Ludik, sy broer is koudbloedig vermoor. Pyn, bitterheid, het sy lewe oorgeneem. Meneer Ludik se broer was om alles. De grond waarop sy broer geloop het meneer Ludik aanbid. Daarom vra ek vandag hierdie hof om nie net te kyk na die misdade nie, maar kyk ook na 'n man wat deur pyn en bitterheid vernietig is. Die hof luister aandagtig. Maar die uitspraak bly dieselfde. Dudley word skuldig bevind. Sy knieë begin lam word. Nie sweet, maar water loop by hom 5 vingers af. Vir die eerste keer besef Dudley, Ek is jonk. Kan nie sorry sterf. Ek is jonk, Here. Dis tot om gaan aan. terwyl die hofsaal stil word en die gewig van die uitspraak op sy skouers rus, onthou Dudley die woorde wat hy in die tron gelees het. Wie is jy dat 'n koning moet sterf? Sprag
begin sy lewe vir altyd verander. Die hof het na die staat geluister. En die hof het ook na die verdediger geluister. Daarom vra die hof om te verdaag vir 5 minute. Jo. Ik ga die rook hier zien en hij gaat het ook bij hem voor je maken. Nee, jij kunt maar niet juist. Je moet maar een wagen die nog al kijken. Ik moet gaan zelf erop in de aanpas gaan. Ga niet jullie kamer, ik heb het nog radio hier. Susie, ga niet mijn kamer. Die deur sluit agter haar. Met moeite beweeg Katie na die handkas. Sy val op haar knieë tussen die klere. Sy huil so erg dat sy skaars kan praat. Met trane wat oor haar wange loop, roep sy uit na die Here.
kind doen nie. Die handkas word stil. Tussen die trane en gebroke woorde hou Katie aanbid vir haar seun en pleit by die Here, wat van genade, want 'n ma gee nooit op met haar kind nie. Die hele hof sal sit in stilte. Niemand weet wat gaan gebeur nie. Dudley sit met bewende bene. Sy pa bid stil. Sy familie wag angstig op die uitspraak. 5 minute later keer die magistraat terug. Staan jy op? Die hof sal staan op. Die magistraat gaan sit en kyk oor die hof. Sit. Hy kyk na die staatsaanklaer. Hy kyk na die prokureur. Dan kyk hy na meneer Ludik. Die hof het 'n beslissing gemaak. Hierdie hof het na die staat geluister. Die hof het aan die verdediging geluister. Die hof het ook aan die getuienisse geluister. Tydens hierdie hofsitting het daar dinge gebeur. So hierdie hof gaan nie vonnis oplê vandag net op feite nie, maar ook op die werklikheid. Die gemeenskap het gepraat en gevra dat die beskuldige uit die samelewing uit geneem moet word. Hy toon geen berou nie. Daar's van die bewakers wat gepraat het dat hy moeilik saam met hulle is wanneer hy vervoer word. Die staat het gevra dat die hoogste vonnis opgelê moet word. Maar die hof het die verdediger ook aangeluister. Daar's 'n kind wat haar papi nie ken nie. Sal hierdie hof oorweeg op 'n tweede geleentheid? In die landdros bedryf waarin ek hoe lank al is dit een van die moeilikste besluite om te neem vandag. Die staat het aangesê dat hoeveel kinders wat sonder papies so groot word, het geleerde mense geword.
So hoekom moet daar uitsondering gemaak word vir die beskuldige se kind? Die staat het ook aangemeld dat meneer Ludik baie vrouens sonder hulle se manne agtergelos het, sonder sorg. Je gaat vooruit vandaag. Maar hierdie hof glo ook aan 'n tweede kans. Hierdie hof glo ook dat daar mense is wat kan verander as jy wil verander. Daarom gaan hierdie hof sy beslissing gee. Die beskuldige nommer 1, meneer Dudley, u mag maar staan. Dudley staan stadig op. Die hof hou as hulle asem op. Hierdie hof vind die beskuldige meneer Dudley Ludik onskuldig. Dat kan niet, Fiassi! Jongen, vandaag. En voor die eerste keer De reclamepak te krijgen. en voor die eerste keer besef dat daar 'n God is wat selfs in die donkerste oomblikke steeds wonderwerke doen. Dudley was vir baie jare in die tronk. Toe hy eindelijk uitkom, het hy nie geweet hoe die wêreld verander het nie. Hy stap deur die straat. Je kan tegen zelf niet ontstaan. Hy stap deur die straat en sien hoe die ou Sabinehuis waar hy vroeër sy tyd deurgebring het,
Dat lied ding, dis nog steeds 'n shebeen. Die Here wat op Hy stap voor ons Hy bid. is gewonder, die Here wat op Hy is gewonder, Hy ja, my baby is gewonder, Hy is Jy was maar ek het jou God nodig. As jy jou God dat ek sê vandag lê. Die woord is vir jou vanmôre, my broer. Jy gaan nie vir jou lees. Kom sit hier aan en kom luister die woord van Wat Here. maak jy aan hier? Wat is ons asseblief hier? As jy dit nou omstel, en hy is van die Here. As dit jou teruggeval. Nee, dienaar, ons dien nou hier. Ja, sy maar dat ek af. Dat is nie teken rond, dit is nie twee van sy onkunde. Hulle was troos saam met ons. Goede bron is ons God. Hy wens na hulle. Sit daar, kom vergewe hulle, die Here het hulle vry gespreek. Ja, jy weet dat vergewe. Halleluja. Die diens gaan voort. Die woord van God word verkondig. Halleluja, ons sê vir die Here baie dankie vir een siel wat vanmôre na die huis van die Here gekom het. Kan ons Here nog so lief gebruik gee? Nou voor ons begin met die woord van die Here het vir my vanaand 'n spesiale woord gegee. Dit is die laaste vraag om die woord van die Here vanaand te seën en die Here seën haar. Halleluja. Dankie, Here. Vader, sê my dank vir die Here. Ek sê vir die baie dankie, Here, dat ons vanaand hier by mekaar kon kom. Here, ek wil bid, Pastor Saul, vir iemand van die Here. Ek wil vier in die altaar. Om iemand van die Here se tomme te maak. Dat hy sê, soos in die Here. Familie Skara, Rabashikayanda, dankie, Here. Kom ons gee die Here nog so 'n plek. Kan ek Here nog so 'n plek? Halleluja. Nou stem ons vanaand by woordtitel. Wat baat het? Ons kry het woord vanaand in die boeke van Mattheus 16, vers 26. Dit lees as volg. Wat baat het die mens? Hy het die hele wêreld, maar sy stap. So hy gee as losprys vir sy sin. Halleluja. En sister, ek wil je vandaag sê, jou sin is kosteloos. Jou sin is prijsloos. Jesus het God in sy enige gebore seun van ek en u gegee. Die bloed het gevloei op die heuwels van Golgotha. Hy het gesterf vir ek en u se sonde. Halleluja, ek wil je sê vandaag, die Here red moordenaars. Die Here red gangsters. Die Here maak mense sy lewe nuut. Sy liefde, sy genade is vanaand vir ek en u genoeg. Wat sal jou antwoord wees? Kom ons kry 'n uitnodiging. Amen. Halleluja. En ons gaan na die Here, ons vra die Here vir 'n wonderlike aanraking. Dankie Here. Halleluja. Just I love you with the love of the Lord. As I do not pronounce. Ek sê Here, genoeg is genoeg. Ek kan nie hier nie. Ek wil vanavond sê, halleluja. Moses was 'n moordenaar, maar die Here het hom nog tot leer gemaakt. Petrus, Paulus het die meesteres van die Here agtervolg, maar die Here het hom genade gegee. As daar iemand vanavond hier in die gehoor, wat sê Here, ek kom na u toe, met my hele hart en siel, ek kan nie hier nie, ek wil u sê, die Here is hier, die Here het jou lief, die Here wil jou vryspreek, maak nie saak jou omstandighede nie, maak nie saak waarin jy jouself vanavond verkeer nie, die Here is hier, om jou vry te spreek, Voor die om eerste jou keer verlossing te in sy gee. lewe Halleluja. begin hy nadenk oor sy siel. Ons sê dankie vir ons broer. Hy haal sy pistool uit. Halleluja, wat tot Toe haal hy sy kom. mes uit. Dis reg, Here. Hy sit dit op die tafel neer. Die Here vertrek. Maak die genade vir die Here. Dis genoeg vir jullie.
Ja, die Here red moordenaar. Hy het gesterf vir ek en u. Die Here wil jou red laat. Kom u by die kruis en bid saam met my hier. Here Jesus. Halleluja. Dis reg my broer, hy vir die Here. Wat saam met my hier. Die Here het jou vergewe my broer. Die Here het jou naam in sy boeke geskryf. Jy is verhaal en jy is skepsel. Die Here het jou gevul met sy liefde. Al jou heldade het hy vergeet. Kom ons geef die Here dankie vir die broer. Wat die hart vandaag die Here gegeet. En die Here, 'n moordenaar, 'n gangster en 'n dief verander. Dudley het toe later van tyd na sy skoolma gegaan om te vra om vergifnis. Sy skoolma het hom met oop arms ontvang en vergewe. Vir die eerste keer in die jare breek Dudley heeltemal. Die trane loop oor sy wange. Sy dogtertjie met wie hy geen verhouding gehad het nie, van wie hy tronk voor is, het hom eers aangestaar en maar stadig hardloop sy toe na hom, spring in sy arms en sê, ek is lief vir die dag. Genade het gewen. Oh yes, I've traveled the road all wrong. My heart had lost where you stood.
Sino?